Goeiemiddag my broers en susters. Groete vanmiddag in die naam van die Here Jesus. Hy wat is, wat was en nog steeds is, as hy verander nie. Halleluja. Genade en vrede aan julle en ons God, ons Vader en ons Here Jesus Christus. Diebares, vandag wil ek 'n bietjie weer praat oor die doping met die Heilige Gees. Die doping met die Heilige Gees, en dit is 'n nuwe krag. Dit is om ons te bekragtig, amen, vir 'n dienswerk vir die Here. So wanneer ons die woord of uitgaan om die woord van die Here te verkondig, as ons al reeds bekragtig met die Heilige Gees, dit beteken die manifestasie van die Gees, die manifestasie van die gawes. Dit is wat dit beteken, die doping in die Heilige Gees. En baie van ons gelowiges stop by die waterdoop. Amen. By die onderdompeling, by die begrawing van die ous. En dit is maar net 'n identifisering van die uiterlike mens wat begrawe moet word, so laat die innerlike mens dit verander word. Amen. So daar is definitief twee Heilige Gees ervarings. En ons gaan 'n bietjie kyk daarna vandag, né? Jesus het geweet dat die mens nie die groot kommissie sou kon uitvoer sonder die krag van die Gees van God nie. So die groot kommissie beteken eintlik dat die verkondiging van die evangelie in woord en in krag. So met die prediking of die verkondiging van die woord moet die krag van die Here ook gemanifesteer of gedemonstreer word. Amen. Want ons sien in die lewe van Jesus, hy nadat hy gepreek het of nadat hy gelering gegee het, het hy sy krag gedemonstreer van die Heilige Gees. So die verkondiging van die evangelie moet in woord en in krag wees. So die evangelie beteken Jesus het jou skuld betaal. Hy het die sonde van die wêreld weggeneem. Hy het vir jou verlossing gebring. Hy het vir jou verlos van die bose en van sonde. Hy red jou siel. Hy bring ook vir jou genesing. Amen. So hy het jou ook verlos van die gevolge van sonde, naamlik siekte, die vloek van die sonde, Adam en Eva, die hel en armoede en so voorts. Hy het die volle prys betaal om jou die volle verlossing te skenk.